om die woord van die Here aan u te bedien. Weet julle, partykeer as 'n ou so voorberei, dan vra jy jouself, Here, wat maak my goed genoeg dat ek vir u kan iets doen? Dan besef jy, dis net God se genade. Die Bybel sê ons almal is gered uit sy genade uit. Dis nie uit onsself uit nie, dis God se genade. Ons gaan vanoggend aan met die reeks. Dis ons 7de preek in die reeks van die skare tot 'n kudde. Ons sê dit maar elke week ter wille van besoekers en mense wat vir die eerste keer dit hoor. Ek glo die Here het verlede jaar Oktober maand het die Here vir my gesê, hy gaan hierdie jaar die skare tot 'n kudde maak. Hy gaan ons as 'n gemeente laat inkoop in God se kerk, dit waarvoor die Here jou geroep het, dit waarvoor hy jou geskape het. Ek glo dis wat die Here besig is om in ons lewens te doen, om my en jou te vorm na sy beeld, na sy gelykenis, om hom te behaag en te doen wat hy vir ons beplan. Kom ons gaan weer na Micha 2 vers 12 en 13 toe, ons aanvangsteks waar hy sê, gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob, gewis sal ek vergader die oorblyfsel van Israel. En ek glo, toe ek daai skrif lees, ek glo die Here, dis wat die Here vir my gesê het, hy gaan ons kerk bymekaar bring, hy gaan die verlore siele daar buite inbring, hy gaan die mense wat teruggeval het, wat in die gemeente is, wat nie in die kerk toe kom nie, hy gaan hulle terugbring in hierdie jaar, en dan sê hy, almal bymekaar bring, soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld, en dit sal dreun van mense. En dis wat ons altyd sê, hoekom wil God ons bymekaar bring? Om sy wil te doen, om sy roeping in hierdie gemeente uit te leef, dit waarvoor hy u geskaap het. Weet jy, God het jou nodig in hierdie gemeente? Gaan kyk na die vorige preke, ons almal is deel van sy liggaam, ons almal het 'n funksie in hierdie kerk. As jy nie jou funksie verrig nie, wat gebeur? As jy jou arm afkap, wat gebeur? Dan is jy bietjie gebreklik, dan sukkel jou res van jou liggaam. Selfs met jou, as jy nie jou funksie verrig nie, as jy nou 'n besoeker is by die kerk, as jy nou by 'n ander kerk is, daar waar die Here jou geplaas het, daar moet jy 'n funksie vervul. Dis waarvoor God jou geroep het. Dan sê hy in vers 13, hoe gaan ons dit regkry? Hy sê die deurbreker. Ek glo, ek en jy is deurbrekers. Ons is ouens wat sê, Here, maak nie saak hoe donker dit in die wêreld word nie, maar die lig wat in ons skyn, gaan sterker word vir die wêreld daar buite. Ons gaan nie toelaat dat die wêreld ons aftrek nie. Wat gaan ons doen? Ons gaan die wêreld optel. Ons gaan sê, Here, daar waar ek gaan, daar waar ek beweeg, ek gaan mense beter los. Vandat ek daar aangekom het, as voor ek daar aangekom het. Moet nou nie daar by mense kom en nou weet jy wat, dan maak jy hom so negatief, laat hy naderhand wonder, is hy self 'n kind van die Here nie? Nee, dis wat God van ons vra nie. Die Here wil hê ek en jy moet mense positief beïnvloed. Ons moet hulle optel. Hy sê die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Weet jy, die Here het ouens nodig wat in hierdie tyd opstaan, wat sê ek loop voor. Ek gaan die verskil maak. Julle weet ons baie keer wag ons vir die volgende ou. Ons sê, Here, waar's die ou om dit en dat te doen? Fees jy die ou? Moenie wag vir die volgende ou nie. Hy sê die deurbreker sal voor hulle uitgaan. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek. En hulle koning sal voor hulle uitgaan. En die Here heeltemal vooraan. Ek glo met my hele hart, hierdie kerk, hierdie gemeente se visie is God. Ons sit ons oë op die Here. Ons vra die Here, Here, help ons as ek goed van hierdie kant sal af sê wat jy nie oor saamstem nie. Wat doen jy? Call 'n friend. Jy bel die pastoor, jy sê, pastoor, jy het goed gesê, ek stem nie met jou saam nie. Dan gaan kyk ons in God se woord. As ek verkeerd is, dan gaan ek die volgende week kom en vir almal sê, ek is jammer. Dit wat ek vir julle gesê het, is nie reg nie. Ons wil ons oë op die Here hou. Ons wil hê die Here moet die outeur van hierdie gemeente wees. Ons wil niks in hierdie kerk doen wat ons nie vir u in die woord kan wys nie. Ek glo ons is 'n woordgebaseerde kerk. Gaan ons alles reg doen? Nee. As ons alles reg doen en ons is perfek, dan hoort ons in die hemel. Dan moet die Here ons kom haal. Maar ons gaan mekaar help. Ons as 'n gemeente gaan sê, Here, ons saam staan, ons staan saam, ons bring mekaar by mekaar, sodat ons mekaar kan help. Amen. Ons is hier om mekaar te help. Ons moet mekaar te regwys baie keer. En nou vanoggend wil ek jou praat oor 'n baie belangrike ding wat die Here in my hart kom lê het. Bereken die koste. Sê vir die ou langs jou, het jy al die koste bereken? Het jy al die koste bereken? Die Here vra van my en jou, Jesus het die koste bereken. Weet jy, Jesus het sy hemelse heerlikheid vir my en jou verlaat. Hy het gekies om die gestalte van 'n mens aan te neem, om in die vorm van 'n liggaam te kom, om te sê, weet jy wat, ek doen dit vir wie? Vir my en jou.
Het jy dit al gedoen? Kan jy vanoggend sê, Here, voor ek my hart vir die Here gegee het ek die koste bereken, en na ek my hart gegee het, bereken ek nog elke dag steeds die koste. Ek sê nog elke dag, Here, help my. En dan vat ek hier na Lukas 14 vers 25, en 'n groot menigte het saam met hom gegaan, en hy het hom omgedraai, en vir hulle gesê, dink net, hulle volg hom vir dae lank is hulle agter hom aan, hulle dien hom, hulle het alles gelos, hulle dien hom, en hy draai om, en ek dink, hulle het gedink, Here, hier kom nou 'n profetiese woord, hier kom nou 'n lekker woordjie, en kyk wat doen hy toe hy omdraai, nou dis ouens wat hom volg, is ouens wat al reeds agter hom aan is, hulle het al reeds alles gelos, en gesê, Here, ons volg hier, en vers 26, as iemand na my toe kom, en hy haat, nou die Griekse woord vir haat beteken misio. Nou misio beteken, laat ek net gou kyk, dit beteken, dis nie 'n aktiewe vyandskap nie, met ander woorde, dit beteken nie fisies haat nie, dit beteken dis enige iets wat jy bo God stel. God sê, jy mag niks bo hom stel nie, want wat is die grootste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê, eerste gebod, en gelyk jou naaste, maar eerste hom en dan jou naaste. Dit begin van hier af, dan werk dit die kant toe, dit begin nie so en dit werk af nie, dit werk die kant toe en dan werk dit af, maar, hy sê, as jy na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder, en sy vrou en sy kinders en sy broers en sy susters, ja self ook nie sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Hierdie is 'n baie groot statement. Dis 'n groot verklaring wat die Here hier maak. Waar hy sê, as jy vader of moeder of broer of suster of kind bo my stel, is jy my koninkryk nie waardig nie, dan hoort jy nie as 'n disipel genoem te wees nie. Dis nie wat ek sê nie, dis wat God se woord sê. Ek en jy moet uit ons comfort zone uitkom en sê, Here, wat is daar in my lewe wat ek moet verander? Dan lees ons in vers 27, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. En ek het jou al vertel, in daai tyd, as die owerheid na jou toe gekom het, en hulle gee vir jou kruis, dan sê hulle vir jou, dra daai kruis. Weet jy wat er gebeur? Voor die son sak, het jy aan daai kruis gesterwe. Dis wat die Here hier sê. As jy nie jou kruis vir Jesus dra nie, as jy nie kan sê, Here, partykeer gaan ek bietjie deur opoffering gaan nie, partykeer gaan ek bietjie sleg behandel word, Here, partykeer gaan dit my kos om U te dien. As ons dit nie bereid is om dit te doen nie, dan sê die Here, ek kan jou nie my disipel noem nie. Ek en jy met die Here vra, Here, het ons daai sommetjies gaan maak. En dan sê hy in vers 28, want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie. Sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat hom sien, nie miskien met hom sal begin spot. Julle weet baie mense wat die Here dien, hy lê die fondament. Hy sê, Here, ek het nou my hart vir U gegee, ek het nou my hart oopgemaak, ek het U ingenooi, maar jy sien die fondament is daar, maar dan wil hy nie verder bou nie. Wat gebeur met daai fondament? Hy gaan later kraak. Hy gaan later skeure begin kry, want jy moet daai fondament klaar bou. Maar jy sien, as jy jou hart vir die Here gegee het, dit bly nie daar nie, dit stop nie daar nie. Dus dan begin die kosteberekening eers. Dan begin jy eers gaan sommetjies maak en sê, Here, wat moet ek nou los? Wat is daar in my lewe wat 'n skeidsmuur tussen U en my vorm? Wat moet ek verander? Wat is daar wat ek anders kan doen as wat ek voor my bekering gedoen het? Dan moet jy gaan besluit, wat is daar wat tussen jou en die Here staan? Hy sê, en sê, hierdie man het begin bou, en kan nie klaar kry nie. Weet jy wat 'n verskriklike dag moet dit wees, as ek voor die Here gaan staan, en die Here sê vir my, Malcolm, so jammer, jy het elke Sondag hier voor die gemeente gestaan. Jy het elke Sondag vir die gemeente gepreek, maar jou hart was ver van my af. Jy het begin bou, maar jy het nie klaar gekry nie. En net die Here weet, wat in my en jou hart aangaan. Net die Here weet, jy weet, baie keer kom mense, ons sê hulle pastoor, onthou nie, die Here ken my hart. Sê ek, ja, is reg, verstaan dit, maar ken jy die Here se hart? As ek en jy God se hart ken, dan volg ons sy woord, want sy woord is sy hart. Jy kan nie sê ek ken sy hart, maar jy volg nie sy woord nie. Dis een ding om sy hart te ken en om sy hart te leef. Om sy hart te leef beteken ons volg hierdie woord, ons doen hierdie woord. En dan sê hy in vers 31, of watter koning wat optrek en teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om die 10.000
om met die 10.000 die een te ontmoet, wat met 20.000 teen hom kom nie, so kan dan ook niemand van julle, wat nie afsien, van al sy besittings, my disipel wees nie. Hoor jy wat sê hy? Van al jou besittings, dan kan ons nie sy op straat kos gee nie. Kan ons nie eens uitreik daar buite nie. Hier sê, want al sy besittings ontslaa raak nie. God het nie 'n probleem dat jy besittings het nie. God het nie 'n probleem dat jy geld het nie. God het nie 'n probleem dat jy ryk is nie. Weet jy wat sy probleem met God? As geld jou het, as besittings jou het, as daai besitting so heilig raak, dat hy bo God gestel word. Dis wanneer God 'n probleem het. Hy het nie 'n probleem dat jy al hierdie goed het nie, want hy het vir Abraham gesê, ek gaan jou 'n ryk nageslag maak. Ek gaan jou seën sodat jy vir die wêreld 'n seën kan wees. Dis die belangrikheid, sodat jy 'n seën kan wees. Nie om jouself te verryk alleen nie. En dan vers 34. Die sout is goed. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Is jy nog die sout van die wêreld? Wat is ons visie? Matteus 5 vers 14. Stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Julle is die lig van die wêreld, julle is die sout van die aarde. Weet jy wat gee sout? Sout gee smaak. Sout gee iets aan 'n ander ou se lewe. Wat gee jou lewe? Kan jy sê, Here, my lewe, wat ek vir 'n ander ou daar buite gee, bring hom nader aan die Here? Of as jy daai ou wat kyk, jy wen nie fight mos. Jy kry mos party ouens, hy wen nie fight met hierdie ding. Kyk, hy skerp met hierdie ding. Maar weet jy wat? Maak jy 'n merk in iemand se lewe of los jy letsel? Vra die Here, Here, maak ek 'n merk of los ek 'n letsel? Kom ons vra die Here, Here, ons wil nie dat hierdie sout laaf word nie, want wat sê hy, wat gebeur as die sout laaf word? As dit onbruikbaar is, dit word buite gegooi en vertrap. Dis bruikbaar vir niks. God het jou in hierdie gemeente gestel, my boetie en my sussie, om jou roeping uit te leef. As jy in hierdie gemeente sit en nou tot nou, en jy is al jare en jy het nog niks gedoen nie, gaan vra die Here, Here, wat het van my geword? Het hierdie sout laaf geword, of is ek nog bruikbaar? Nou, dis nie net hier binne in die kerk nie, wat doen jy daar buite vir die Here? Hoekom sit die Here jou by mense? Hoekom sit die Here jou op plekke? Hy stuur jou waar jy jou nodig het, en daar waar jy jou nodig het, daar moet jy en ek 'n verskil maak. Wat vra Jesus vir jou en my vandag? Bereken die koste. Gaan kyk, Here, dien ek die volheid? Of wat is dit wat dalk tussen my en God staan? Wat is dit wat dalk hy skeidsmuur tussen ons vorm? Jy weet die dag toe hy Johannes 3 vers 16 sê, so lief, God die wêreld, het hy my en jou gehad, dat hy sy beste, hy het sy alles vir my en jou kom gee. Sy beste, sy enigste seun, sodat ek en jy nie verlore kan raak nie. Al wat hy vir jou vra is, kry geloof in hom, glo hom, staan op sy woord, dien hom. Sê, Here, siele gaan verlore, wat doen jy? Weet jy, ek is nie alleen die kerk nie, die kerkraad is nie alleen die kerk nie. Jy is die kerk. Daar waar ek en jy buite gaan is ons die kerk. Ons moet 'n verskil maak. Ons moet siele in God se koninkryk inbring. Om siele in sy koninkryk te bring, doen maak soos party ons maak. As jy by 'n ou kom en sê, wanneer kom jy kerk toe nie? Ons is nie skaapdiewe nie. Jy nooi nie 'n ou kerk toe nie, jy nooi hom na die Here toe. As hy by die Here uitgenooi het, wat sê Handelinge 2 vers 47? Die Heilige Gees het daagliks by hierdie gemeente gevoeg. Dan sal die Heilige Gees hulle stuur. Kry jy en ek om net by die Here. Laat hy sy hart en sy Here lewe vir die Here gee. As hy daai verandering gemaak het, dan doen die Heilige Gees die res. Jesus het 'n prys betaal. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy, Jesus, is ter wille van ons oortredinge. Weet jy, ek en jy doen elke dag sonde. Ons oortree elke dag, maar ter wille van ons oortredinge is hy deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Dink net daai liggaam is gekasteer. Hy's geslat 39 houe. Hy het 'n doringkroon op sy kop gehad, 'n spies in sy sy, asyn wat hy moes drink. Hy's gespot. Sy klere is geskeur en van onder mekaar verdeel. Maar weet jy wat? Hy het gekies, ek wil dit vir jou en my doen. Hy het vir my en jou die koste bereken. Daar was 'n tyd wat hy die koste bereken, waar in die tyd van Getsemane was, waar hy gebid het en gesê, Vader, asseblief, laat hierdie beker by my verbygaan. Moenie dit oor my bring nie. En weet jy wat? Toe die Vader vir hom sê, jy gaan dit doen, toe sê hy is reg. Toe kies hy. Kom ek en jy sê ook, Here, ons bereken die koste. En dan kies ons om Jesus te dien. En dan sê hy, die straf
wat vir ons die vrede aanbring, as op hom. Is dit nie wonderlik nie? Ek en jy hoef nie gestraf te word nie. Hy bring vir jou vrede, maar waar lê vrede? Vrede lê in jou verhouding met God. Jy kan al die vakansies gaan, jy kan alles doen wat jy wil, maar as jy nie 'n verhouding met die Here het nie, as die Heilige Gees nie in jou lewe is nie, gaan jy nooit vrede hê nie. Hy het die straf gedra, dat ek en jy die vrede kan hê. Dan sê hy, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal, vers 6, Jesaja 53 vers 6, ons almal het gedwaal soos skape. Amen. Jy wat jy nou so hoog heilig hou, wat sê ek dwaal nie? Here, daai ou Sondag, hy sê ons almal het gedwaal. Ons almal was sondaars. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Jy sien daai sonde wat ons gedoen het, daai reg wat ons voor die Vader verbeur het, toe Adam en Eva sonde gedoen het, hy het daai reg vir ons teruggebring. Hy het vir ons kom sê, weet jy wat, ek vat dit op my, sodat jy weer 'n verhouding met God kan hê. En dan sê hy in vers 7, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Waaraan was hy onderworpe? Hy was onderworpe aan God se roepstem. Hy was onderworpe aan die roeping wat die Here vir hom gegee het, om te sê, jy gaan aan hierdie kruis sterwe, jy gaan betaal vir ons sondes. Hy het dit gedoen. Maar weet jy wat, ek en jy kan nie meer vandag vervolg word nie. Ons kan nie meer vandag 'n bietjie swaar kry nie, dan gooi ons toys uit die kot uit. Maar die Here het dit gedoen. Hy het gesê, weet jy wat, ek doen dit vir jou, want ek is lief vir jou. En hy sê, as hulle dit aan my gedoen het, gaan hulle dit aan ons ook doen. Die duiwel is kwaad vir jou, my boetie en my sussie. Hy wil jou breek. Hy wil jou onderkry. Wie gebruik hy? Hy gebruik mense. Gebruik jy ouens die naaste in jou, wie Jesus verraai. Al sy disippels het weggehardloop. Judas het hom verraai. Petrus het hom verloon. Maar hy was nog steeds lief vir hulle. Hy het nog steeds na hulle toe teruggegaan. Hy het nog steeds 'n verskil gaan maak, want weet jy hoekom? Hy het die prys betaal. En dan lees ons, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Toe hulle vir hom sê, jy is die koning van die Jode, toe sê hy vir Herodes, jy het dit gesê, nie ek nie. Toe hulle hom spot en slaan, toe bly hy stil. Vat hy die houe vir my en jou, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy het gekies om daai houe te vat. Hy het gekies om mishandel te word. Hy het gekies om vervolg te word. Hy het dit gedoen vir my en jou. Wat vra hy nou vandag van my en jou? Wat wil hy met ek en jy doen? Kom ons lees. Eerstens wil hy sê, ondersoek jou hart. Hoe lyk jou gesindheid vir God? Kan jy sê, Here, maak nie saak nie, ek staan vas. Ek is 'n deurbreker. U het my geroep vir hierdie gemeente, as jy nou 'n lidmaat hier is, Here, en omdat ek in hierdie gemeente is, gaan dit nie maklik wees nie. Dit gaan nie maanskyn en rose wees nie. Dink jy huwelik is net maanskyn en rose? As 'n ou vir my sê, hy het nog nooit in sy huwelik 'n verskil gehad nie, of nog nooit gestry nie, dan sê ek, weet jy wat, iemand in daai huwelik word gemanipuleer. Want ons verskillende mense wat by mekaar gebring word met verskillende identiteite. Maar die Here gee ons genade om oor dit te kom, om mekaar te verdra, om mekaar te kan lief hê, dieselfde in die gemeente. Hy wil hê ons moet die prys betaal. Hoekom? Want Jesus het daai prys vir ons betaal. Lukas 22 vers 22 sê, Lukas 22 vers 42. Vader, as u tog hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Lukas 23 vers 33. En toe op die plek kom, wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. Sien, hy het gebid, het gesê, Vader, ek wil dit nie doen nie. Laat die beker by my verbygaan. Maar toe kom daar 'n dag wat hoofskedel vir hom aangebreek het, waar hy gekruisig is, waar hy sleg gesê was, waar goed met hom gebeur het, waar hy doodgemaak is, maar hy het gekies. Vir my en jou gekies, hy vra jou vandag, wat kies jy? Kies jy om hom gelukkig te hou? Of kies jy om net jou eie kop te volg en te sê, Here, dit gaan oor my eie koninkrykie wat ek bou. Dit gaan oor wat vir my belangrik is. Johannes 8 vers 29 sê, hy wat my gestuur het, is met my. Prys die Here. Vader is altyd by jou. Hy boetie my sussie, maak nie saak wat na jou kant toe kom nie. Hy gaan jou nie los nie. Hy's altyd met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie. Hoekom? Omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Sien, baie keer voel ons mos alleen.
Ons voel verlate. Ons vra, Here, waar is U? Wat sê hy? Het Jesus alleen gevoel? Hy het ook aan die kruis uitgeroep. Hy het ook gesê, my God, waarom het U my verlaat? Hy het so gevoel, maar God sê, ek sal nie. Hoekom het hy so gevoel? Want op daai oomblik, in een oomblik, word die hele wêreld se sonde, van die ou tyd, van nou en van die toekoms op hom gekanaliseer. En hy voel verlate, hy voel alleen. En weet jy wanneer jy so voel? Dan sê Jesus, Vader, ek verstaan. Ek weet hoe daai boetie voel. Ek weet hoe daai sussie voel. Ek verstaan hulle pyn. Ek verstaan hulle seer, want ek verstaan. Ek verstaan deur gewees. Dis hoekom hy dit ook gehanteer het vir my en jou. Johannes 10 vers 11 sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Kan ek sien wie se hart vir die Here al gegee het? Wie het tot bekering gekom? Nou ek het vir jou goeie nuus. As jy tot bekering gekom het, is jy herder. Is jy bereid om jou lewe af te lê vir God se skape? Hy het dit gedoen. Hy verwag dit van my en jou. 'n Disipel is 'n volgeling. 'n Disipel doen wat die Here gedoen het. Ek en jy moet doen wat die Here gedoen het. Ons moet hom dupliseer. Johannes 17 vers 4 sê, ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Kan jy eerlik in jou hart sê vir my nie te antwoord nie? Here, my lewe verheerlik U. Dit waarvoor U my gestuur het, ek doen dit. Of sit jy hier vanoggend en sê, o Here, ek is die eerste een wat sê, Here, ek doen nie altyd die werk nie. Ek doen nie altyd waarvoor U my gestuur het nie. Partykeer is jy eie ek maar baie aan my. Die Here weet, as jy wil weet of 'n pastoor goed gepreek het, moenie die lidmate vra nie. Hulle gaan vir jou jok. Vra sy vrou. Gaan vir jou die waarheid vertel. Vra die Here, Here, dit wat my lewe getuig tot nou toe, verheerlik ek U? Het ek gedoen wat U vir my sê om te doen, of is U saak maar net daar in my agterkop, ek gaan nog. Dis nou die welgename tyd. Die Bybel sê, vandag as jy sy stem hoor, luister, moenie jou hart verhard nie. En dan lees ons, kom ons kyk bietjie. Abraham het die koste bereken. Here gee vir Abraham 'n seun. Hy sê vir Abraham, hier klein Isaakie, gaan jou ryk nageslag maak. En die Here kom by Abraham en hy sê vir Abraham daar in Genesis 22 vers 1. Na hierdie ding het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. God vra jou vandag, antwoord jy sy stem? Kan jy vandag sê, hier is ek? Onthou wat het Lukas 14 vers 35 gesê? Lukas 14 vers 35 sê, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Die Here roep jou vandag. Hy sê vandag vir jou, Abraham, en Abraham sê, hier is ek. Hy noem jou op jou naam. Hy sê vir jou vandag, wat gaan jy doen? Gaan jy sê, Here, hier is ek? Of gaan jy sê, Here, nie nou nie. Ek is te besig. Ons het verlede week gepraat of 2 weke terug gepraat oor die bruilofsmaal. Is jy te besig of gaan jy sê, Here, vandag, en kyk hoe reageer Abraham. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer, op een van die berge, wat ek jou sal aanwys. Toe hulle kom op die plek wat God hulle aangewys het Abraham daar die altaar gebou, en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind, en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit, en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham. En hy antwoord, hier is ek. Sien, daar antwoord Abraham weer, Here, hier is ek. Die Here gee jou partykeer 'n opdrag, dan toets hy jou. Dan roep hy jou weer, dan vra hy vir jou, was jy getrou? Abraham was getrou, hy kon sê, Here, hier is ek is gereed, ek het die mes in my hand, ek gaan nou Isaakie se keel afsny. En die engel stop hom. Partykeer gaan jy deur goed en jy wonder hoekom. Dalk het die Here jou deur iets gesit, maar jy het nie die tweede keer geluister nie. Jy het dalk die eerste keer geluister en toe luister jy nie weer nie. Gaan kyk 'n bietjie toe Hiskia sê hy sterf, of by die eintlik die koning van Sanhedrin by Hiskia kom en hy sê vir Hiskia, ons gaan jou doodmaak. Wat doen Hiskia? Hy gaan na die Here toe. Die Here sê vir my, gaan jou nie doodmaak nie. Wat doen hy? Hy gaan weer na die Here toe. Hy gaan 'n derde keer na die Here toe. Hy gaan vra die Here, wat is U wil? Partykeer moet ons net bietjie gaan seker maak. Abraham het seker gemaak. En hy sê in vers 12, Genesis 22 vers 12, en hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie.
en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. Hoorie wat sê hy vir hom? Nou weet ek is jy op die proef gestel. As God jou vanoggend op die proef stel, kan jy vir die Here sê, Here, wat moet ek offer? Wat is daar vanoggend wat tussen my en God staan? Wat is daar vanoggend wat ek moet aflê? Wat is daar vanoggend, Here, wat ek moet prys gee? Wat ek moet sê, dit gaan my dalk uit die hemel uithou. Dit gaan ook maak dat ek nie 'n oorwinnende lewe lei nie. Dit gaan ook maak dat ek nie 'n stand voor God het nie. En dan lees ons in Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewige, heilige en aan God welgevallige offer. Hy sê as jy net jou liggaam vir God gee, dan sê hy, dis net jou redelike godsdiens. Dis nie is alles nie. Waarvoor gebruik jy hierdie liggaam? Kan jy sê, Here, gebruik hom dan so nou en dan vir U? Of het die Here hom vir jou gegee om te doen met hom net wat jy wil? Sê, Here, dit gaan net oor my. U het my nie nodig nie. Weet jy, God het jou nodig? God het elkeen van ons nodig. Ons moet siele red. Hy het sy werk om doen vir 3,5 jaar. Het hy sy werk om doen. Hy sê, dit wat ek gedoen het, gaan doen julle net so. Hy verwag van ons om iets te doen. En dan lees ons in Romeine 12 vers 2. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Hoe verander jy jou gemoed? Hoe kry jy dit reg? Kry jou hart vol van God se woord. Dis net sy woord. Weet jy kan alles in die wêreld kry. Die duiwel kan jou besig hou met alles om jou gemoed te verander. Maar weet jy wat? As daai goed weg is jou gemoed ook weg. Maar as God se woord in jou hart is, gaan jy al is jou gemoed bietjie swaar partykeer, die woord gaan uitkom. Die woord gaan jou dra. Die woord gaan jou sterk hou. En dan sê hy, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Here het Abraham beproef om te kyk, wat is die volmaakte wil? As hy jou vandag beproef en jy gaan dalk deur iets, kan jy sê, Here, U naam word verheerlik? Het gaan oor U? Of gaan jy sê, Here, ek word eerder bitter, want dit is nie lekker waartoe ek gaan nie, ek kies om kwaad te word, ek kies om neerslagtig te word, ek kies om my blydskap te verloor, of gaan jy nie toelaat, dat Satan jou blydskap steel nie. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of weet julle nie, dat julle liggame, 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Aan wie behoort die tempel? Aan die Here. Gebruik jy die tempel vir die Here? Sê nie, Here, ek gebruik hom net om Sondag kerk toe te kom. As ek Sondag kerk toe gekom het, is ek sap. Dis nie wat God van jou vra nie. Hierdie tempel het hy vir jou gegee om vir hom te werk. Om hom te vereer. En dan sê hy in vers 20, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Wat laat jy in jou gees toe? Wat bring jy binne in hierdie gees? Is dit God se woord of is dit die wêreld? Is dit net negatiewe goed? Of is dit die wêreld? Of is dit God? Jakobus 4 vers 7 wat ons so goed ken, hy sê, weerstaan die duiwel? Is dit wat hy sê? Onderwerp julle aan God. Eerstens, wat beteken onderwerp julle aan God? Volg sy woord, staan op sy woord, lewe sy woord, doen sy woord, onderwerp julle aan God, dan sê hy vir jou, dan kan jy die reg om die duiwel te weerstaan. En dan sal hy van jou al wegvlug. Jy kan nie deurtjies oopmaak en met sonde besig wees en dink God gaan jou hoor nie. Hy gaan jou hoor. Hy gaan jou dalk antwoord ook. Nie dalk nie, hy gaan jou altyd antwoord. Maar jy gaan dalk die antwoord mis, omdat jy te veel besig is met jou eie goed. Dis nie wat die Here van ons wil hê nie. En dan sluit ek af. 2 Timoteus 2 vers 2 sê, en wat jy van my gehoor het, onder baie getuienis, vertrou dit aan getroue manne, wat bekwaam sal wees, om ander ook te leer. Wanneer laas het jy bietjie die evangelie aan iemand anders gedeel, en vir daai ou gesê, kom ons gaan maak 'n verskil. Kom ek en jy wees die evangelie, kom ek en jy gaan maak siele, kom ek en jy wen siele. Hoeveel, weet jy, die Here begin met my praat oor, hoeveel disippels het ek onder my? Veel ouens disippeleer ek regtig, Here. Of het jy disippels onder jou? Want jy kan sê, Here, ek stap met hierdie ou pad. Ek stap met baie ouens op pad. Maar ek het besef, Here, Jesus het 'n intense pad met 12 ouens gestap.
Ek vertrou die Here. Ek gaan 12 ouens kies wat die Here vir my wys. En ek gaan met daai ouens se pad begin stap. Gaan met hulle koffie drink, gaan met hulle kuier, gaan hulle bymekaar kry ook en ek gaan sê, Here, ek wil hê daai 12 ouens moet 'n verskil gaan maak daar buite. Dit help nie ons word net 'n kuiergroep nie. Dis lekker om 'n kuiergroep te hê, maar hoekom? Wat sê hy? Om ouens op te wek, om te gaan doen wat ek gedoen het, is wat Paulus hier sê. Kom ek en jy sê ook, Here, begin my gebruik. Weet jy, is jy diensbaar in hierdie gemeente of kom jy net Sondag en sê, ek kom en ek gaan? Of is jy diensbaar in die gemeente? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ons vanoggend u woord kan hoor. Here, dankie, dat ek weet, Here, daar's baie kostes wat ek moet bereken. Daar's baie goed, Here, in my lewe wat ek moet verander. Here, om nader aan u te kom, om 'n beter verhouding met u te ontwikkel. Staan by elkeen van ons stil. Here, lei ons vanoggend om te doen wat u wil hê ons moet doen. Laat ons die koste bereken, Here. Laat ons doen wat u van ons vra. Laat u naam verheerlik word. Seën hierdie woord vanoggend. Seën dit op die toehoorders. Here, laat dit op die voorbereide akker val. Laat dit 'n menigvuldige oes inlewer. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n liedjie saam sing.